Soos julle weet is ons in leidingstyd en vandag is die 4de Sondag van leidingstyd en dis werklik weer vir ons net 'n geleentheid om opnuut die waarde van die kruis weer vir onsself uit te vind. Dit is 'n tyd wat ons werklik probeer nadink oor die pyn en die opoffering wat Jesus aan die kruis vir my en jou afgelê het. Maar is ook 'n tyd waar ons uitgenooi word om ons eie kruise op te tel. In Matteus 16 het Jesus vir sy disippels gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Mag julle in hierdie tyd werklik die waarde van die kruis ontdek, maar mag julle ook op 'n manier dit wat julle saam met julle dra, optel en by die Here kom neersit. Ek wil julle vanoggend groet, genade en vrede van ons Here Jesus Christus en in liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees. Mag ons harte oop wees vir die diepe liefde van God, wat nie net in Jesus Christus se kruisiging is nie, maar ook in jou lewe. En mag ons nie net na die kruis kyk en 'n seergemaakte Christus sien nie, maar daardie seergemaakte, lydende Christus binne in ons eie lewe raak sien. En mag ons beleef en ervaar hoe hierdie Christus vir ons 'n nuwe mens maak. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons kom vandag voor U in aanbidding en dankbaarheid. In hierdie tyd van lydingstyd, wanneer ons daaroor nadink en herinner word van U lyding vir ons, kom ons eintlik met nederige harte voor U. U wat die kruis gedra het, ons sondes op U geneem het en die dood oorwin het. Help ons om meer na U beeld gevorm te word. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees, dat ons laste en swaar kry voor U kan bring en dat U in liefde na ons omsien. Ons bid dat U ons harte sal oopmaak om die diepte van U liefde en U genade te ervaar. Help ons om nie net die kruis te sien as 'n simbool van lyding nie, maar as 'n simbool van hoop, herstel en lewe. Mag U ons vandag lei deur hierdie diens. Laat ons deur die liedere, die skrif en die gebede nader kom aan U. En mag ons die krag van U teenwoordigheid ervaar. In die naam van ons drie-enige God bid ek hierdie. Amen. Toe die hele nasie die deurtog deur die Jordaan voltooi het, het die Here vir Joshua gesê, neem vir julle 12 manne uit die volk, 1 man uit elke stam, en gee aan hulle opdrag. Tel vir julle 12 klippe op, daar in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters stewig staan. Neem dit saam met julle deur die rivier, en sit dit neer op die plek waar julle vannag gaan oornag. Joshua het die 12 manne wat uit die Israeliete aangewys het, 1 uit elke stam ontbied. Joshua het vir hulle gesê, gaan voor die ark van die Here, julle God uit, tot in die middel van die Jordaan, en tel elkeen dan self 'n klip op sy skouer, net soveel as die stamme van die Israeliete, sodat dit kan dien as 'n teken onder julle. Wanneer julle kinders in die toekoms vra, wat beteken hierdie klippe vir julle, moet julle vir hulle sê, dat die water van die Jordaan afgesny was voor die verbondsark van die Here. Sê vir hulle, toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die water van die Jordaan afgesny,
en hierdie klippe dien vir altyd as herinnering aan die Israeliete. Die Israeliete het gemaak soos Joshua beveel het. Hulle het 12 klippe, net soveel as die stamme van die Israeliete, uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here vir Joshua gesê het. Hulle het dit met hulle saamgeneem na hulle oornagplek en dit daar neergesit. Nog 12 klippe is deur Joshua in die middel van die Jordaan opgerig, op die plek waar die voete van die priester wat die verbondsark gedra het, gestaan het. Dit is tot vandag toe daar. Dan gaan ons na vers 20 toe. Daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua in Gilgal opgerig. Hy het vir die Israeliete gesê: as julle kinders in die toekoms vir hulle ouers vra, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle aan julle kinders verduidelik, op droë grond het Israel deur die Jordaan getrek. Want die Here julle God het die water van die Jordaan voor julle laat opdroog, totdat julle deurgetrek het, soos wat die Here julle God gedoen het met die Rietsee, wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, sodat al die volke van die aarde mag weet, dat die hand van die Here sterk is, en sodat julle altyd vir die Here julle God ontzag sal hê. Net tot sover. Daar's 'n rede hoekom ons leidingstyd vier. Dit is 'n tyd van herinnering, 'n tyd van nadenke, 'n tyd waar ons eintlik stil staan by die grootste liefdesverhaal wat eintlik nog ooit vertel is. En in 'n sin is leidingstyd soos die klipstapels wat Joshua vir Israel moes oprig. Dit is 'n teken van wat God gedoen het. Dit bewys sy trou. Dit is 'n herinnering wat ons eintlik nooit moet vergeet nie. Maar net soos die Israeliete hierdie fisiese klipstapels gepak het en dit hulle fisiese teken van herinnering is, so het ons leidingstyd. 'n Geestelike klipstapel wat ons nader trek, wat ons herinner aan Jesus se lyding, Jesus se oorwinning. En elke week van hierdie seisoen bring ons nader aan die kruis en dan uiteindelik die leë graf. Maar voor ons hier kom, voor ons by die leë graf kom, moet ons eers onthou. Ons moet onthou wat Christus vir ons gedoen het. Ons moet onthou hoekom dit saak maak. So ons staan vandag voor hierdie klipstapel van herinnering. En ek wil hê jy moet vir jouself afvra, wat beteken dit vir jou? Waaraan herinner dit jou spesifiek? En die belangrikste vraag is, leef ons as mense wat onthou? Dit is die rigting waarin ons vandag met vandag se teks gaan. Nou hierdie Israeliete was 40 jaar lank in die woestyn en hulle kon net nie by die beloofde land in nie. En nou vat Joshua hulle na die beloofde land. En ek kan my net voorstel, daar's baie van hulle wat nou eintlik so bietjie onseker is, dis nou 'n onbekende plek, hulle weet nou eintlik nie daarvan nie. Tipies die Israeliete, die Here red hulle uit Egipte uit, hulle kla daaroor, hulle is 40 jaar in die woestyn, hulle kla daaroor en nou moet hulle in die beloofde land gaan wat hulle uit die woestyn uitbring, nou kla hulle daaroor. Maar ek dink die Here het geweet, dat hierdie mense sou dit nie sonder hom kon doen nie. So toe laat hy hulle klippe pak. Hoekom? Om te onthou. Om te onthou hoe die Here hulle gelei het, om te onthou wat die Here alles vir hulle gedoen het. En onthou, hierdie is nie nou die eerste klipstapels wat die Here vir hulle laat pak het nie. Klipstapels is 'n bekende gebruik in die Bybel. Maar as hulle na hierdie klipstapel kyk, sy kan maar inkom. As hulle na hierdie klipstapel kyk, sou hulle regtig onthou het hoe die Here
hulle deur 'n krisistyd gelei het. En die idee was ook dat dit hulle dan nou moed sal gee om vorentoe te gaan. Maar ek dink daar was een ding wat hulle wel besef het, is daar's nie nou omdraai kans nie. Die Israeliete kan eintlik nie weer terug gaan Israel toe nie, want ek dink ook nie hulle is meer dieselfde Israeliete nie. Die Here het so hard met hulle gewerk ten spyte van hulle ongehoorsaamheid en dinge wat hulle gedoen het. Die Here het so hard met hulle gewerk, ek dink nie hulle is meer dieselfde mens nie. Hulle kan nie eintlik nou terugkyk nie, hulle kan nou net vorentoe kyk. So op 'n manier is hierdie klipstapel wat hulle moet oprig, nie net 'n herinnering van wat die Here vir hulle gedoen het nie, maar eintlik die pad wat hulle al saam met God gestap het. Maar ons spot nou oor die Israeliete, maar hulle was maar opstandige mense en hulle moes gereeld herinner word aan God se dade en die reis saam met God. Maar net soos die Israeliete vergeet, dink ek loop ons ook die gevaar om te vergeet. Ons word vasgevang in ons daaglikse roetines, uitdagings, bekommernisse. En die gedagte van hierdie kruis vervaag ook in ons lewe. Ons weet wat die Here vir ons gedoen het. Ons ken die verhaal. Maar is nie altyd, die krag daarvan is nie altyd sigbaar in ons lewe nie. Die krag van die kruis beïnvloed ons lewe nie noodwendig soos dit moet nie. En daarom het ons iets soos lydingstyd nodig. Dit is ons klipstapels, ons herinneringe. 'n Tyd van stil word en weer besef, Christus het vir my gesterf. Christus het vir my opgestaan. As ons nie gereeld terugkom na hierdie kruis toe nie, dan loop ons die gevaar dat die kruis iets is wat hier sin maak, maar nie noodwendig in ons hart nie. Ons is mense wat nogals haastige lewens leef. Myne is 'n getuienis vandag. Ek staan hier op uitbranding voor julle. Maar ons almal het ons eie dinge wat ons oorweldig, ons eie worstelinge. Ouers wat vrees vir die toekoms van hulle kinders, mense wat stres oor hulle finansies, gesondheid, verlies, wat so 'n groot rol speel in ons gemeenskap, in ons eie families, vriende, dalk in ons eie lewe ook. En dit is dan vir ons moeilik om te onthou dat God sy seun gestuur het om vir ons te sterf. Dit is dan moeilik om hierdie liefde en sy teenwoordigheid in ons lewe raak te sien. Maar lydingstyd wil ons juis terugbring na die fondament van ons geloof. Dit dwing ons om te kom stop en te onthou dat Jesus gekom het, dat hy gelei het, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het vir ons. Net soos hierdie Israeliete klipstapels moes gepak het, staan die kruis vir ons eintlik as ons klipstapel, hierdie blywende herinnering van God se liefde en trou. En as ons dit onthou, kry ons weer moed om vorentoe te gaan. En daarom het ons tekens in ons lewe nodig. Daarom het ek en jy klipstapels in ons eie lewe nodig. Ons moet tekens hê wat ons net weer anker in die waarheid van God, in sy liefde en in sy belofte vir my en jou. En ek dink ek en jy moet vanoggend net weer aan 3 dinge herinner word. Die eerste ding is, en ek sê dit baie en ek sê dit baie want ek besef dat ons sukkel daarmee.
Ons sukkel om dit te verstaan of te ervaar, maar die eerste ding waaraan ek en jy herinner moet word is dat ons geliefd is. Die kruis is die grootste teken van liefde wat daar is. En ons is geneig om kruisies om ons nekke te dra en ons huise op te sit. Hoekom? Juis nie net oor dit mooi is nie, oor dit ons herinner aan wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Maar is juis hierdie herinnering wat ons in die swaar tye, in die onsekerheid, ons net weer eens moet herinner, ek is geliefd. Dit beteken nie dat die swaar kry verdien ons nie, dit beteken nie dat Christus of God hierdie swaar kry nou vir ons gegee het nie, dit beteken net dat ek dra nie alleen aan dit wat ek saam met my dra nie. Die Here dra dit saam met my. Hy lei my. Jy is geliefd. Die tweede ding waaraan ons herinner moet word, is dat ons vergewe is. Is dit nie ook grootliks waar die kruis gaan nie? Jesaja 43 sê, moenie bang wees nie, ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep, jy behoort aan my. Die klipstapel van vergifnis is seker die sterkste herinnering wat ons kan hê, want Jesus het aan die kruis gehang, sodat ek en jy kan vry wees. Ek en jy hoef nie meer met skuld en spyt in ons rond te loop nie, want ons is geroep om mense te wees wat vry is. Om mense te wees wat weet dat ons deur genade gered is. Jy is vergewe. Jy is vergewe. En die laaste ding waaraan ons herinner moet word, is dat jy het 'n nuwe lewe. Die grootste herinneringsteken wat ons het, is die klip wat weggerol het by die graf. Die opstanding van Jesus het vir ons kom wys dat God se krag groter is as enige lyding, enige dood, enige vrees, enige bekommernis. En wanneer ons deur moeilike tye gaan, help hierdie waarheid ons om net moed te hou. Dit gee ons weer geloof en hoop om aan te hou leef, om vorentoe te kyk, om vas te hou aan God. En ons het hierdie herinneringe nodig, dat ons geliefd is, dat ons vergewe is, dat ons 'n nuwe lewe het, want die wêreld is soms geneig om ons aandag van God af weg te neem. En dit is nie altyd maklik om te vertrou nie, selfs al gaan dit hoe moeilik. Maar net soos die Israeliete 'n fisiese klipstapel gebou het, om hulle self te herinner aan wat God vir hulle gedoen het, so het ons ook klipstapels, sulke herinneringe in ons lewe nodig. Dinge wat ons help om te onthou, dinge wat ons sal help om ons moed te gee en om in geloof te bly leef. So hoe maak ons hierdie klipstapels, hierdie 3 dinge wat ons aan herinner moet word? Hoe maak ons dit sigbaar en tasbaar in ons lewe? Hoe sal so 'n fisiese klipstapel in ons lewe lyk? Nou, ons het nou nie meer vandag so eerwaarde vir klipstapels noodwendig in ons lewe nie, maar ons kan ons eie tekens skryf wat vir ons werk. Ek dink die grootste klipstapel in ons eie lewe is jou eie herinneringe, jou eie stories, jou eie getuienisse en ervarings, en niemand kan dit van jou af wegneem nie. En ek wil jou uitnooi om op 'n manier uiting te gee aan dit. Kry iets wat jou herinner aan jou eie ervarings. 'n Ander ding is iets eenvoudigs soos foto's. Ons hou daarvan om foto's te neem deesdae. Ons sit dit in rame, ons hang dit in ons huis op, of ons stal dit in ons huis uit. Maar dis gewoonlik net die mooi foto's. Ek wil jou uitnooi. Dalk se tyd dat ons soms van die lelike foto's hang. Nie die foto waar jy nou jou gesig trek nie, maar die foto's waar jy weet, hier het nie goed gegaan met my nie.
Dalk moet ons juist daardie foto's in ons huis hang, dat wanneer ons dit sien, dan kan ons sê, "Jesus, kyk waar was ek? En kyk waar's ek nou." Ek weet dis nie altyd iets wat lekker is vir ons nie, maar dalk is dit tyd dat ons daaraan herinner moet word. Ons kom al 'n lang pad. En soms vergeet ons dit. Mag dit dalk 'n klipstapel vir jou wees. 'n Ander ding is iets eenvoudigs soos om 'n fisiese item van daardie gebeurtenis te hou. Of dit nou 'n kledingstuk is of iets wat jy opgetel het daar. Ek het nou eendag 'n dokumentêr gekyk oor 9/11 en daar's 'n ou wat 'n stuk van die vliegtuig elke dag op sy lesenaar hou. Want dit herinner hom dat die Here hom deur al daai trauma, al daai dinge gelei het. En dieselfde kan waar wees vir ons. Kry iets in jou lewe en sit dit op plekke waar jy gereeld kom. As dit is dat jy hopelik gereeld badkamer toe gaan, sit dit daar sommer op die toilet. Sit dit in jou kombuis, sit dit waar jy dit gereeld kan sien. Maar ons is so geneig om hierdie dinge te vergeet. Dis tyd dat ons fisiese tekens vir ons uitsit. 'n Ander ding wat ons kan help is dalk 'n nuwe gewoonte aan te leer. Om 'n joernaal te hou, om stil te word, om elke dag 'n kers aan te steek. Jou klipstapel of jou herinneringsteken is wat vir jou werk. Elkeen van ons gaan deur verskillende goed, so ons klipstapels gaan verskillend lyk. Maar solank dit die doel dien, dat dit jou herinner aan God se goedheid, sy genade en sy vrede, veral in die tye wat jy sy goedheid nodig gehad het. Ek wil afsluit met vers 21. Dit sê nie net dit in vers 21 nie, dit kom eintlik so 'n paar keer voor. As julle kinders in die toekoms vir julle ouers vra, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle aan julle kinders verduidelik. Dit is ons opdrag. Hierdie klippe in ons teksgedeelte vandag was nie net vir daardie geslag Israeliete bedoel nie. Dit was 'n herinnering vir die geslagte wat sou volg, vir die kinders wat nie deur die Jordaan gestap het nie, vir die kinders wat nie die goedheid of die wonderwerke van God beleef het nie. So moet ons ook herinneringe, ons geloof, ons verhale, moet ons ook oordra. Daarom moet jy die goed uitstal in jou huis, dat as mense vir jou vra, dat jy 'n geleentheid het om daaroor te getuig. Die klippe van ons eie lewe is nie net om ons te kom versterk nie, maar ook ons kinders, ons vriende, ons gemeenskap. Dis 'n getuieskrif van God se goedheid, sy getrouheid, iets wat ons eintlik moet vertel, wat ons moet uitleef en deel. So ek wil afsluit deur te vra. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink oor die klipstapels in jou eie lewe. Dink gou vir 'n oomblik aan daai oomblik wat jy geweet het, hier is die Here wat my nou besig is om te dra. Hier is die Here nou besig om my deur die waters te lei, deur die donker tye, deur die worsteling en deur die see. Ek dink ons almal het so 'n belewenis al gehad. Maar nou wil ek vir jou byvra. Waar is daardie herinnering nou? Lê dit vergete in jou hart? Is dit maar iets in jou agterkop? Of is dit iets wat jy uitleef? Die kruis is ons grootste herinneringsteken. Dit herinner ons aan 'n liefde wat nie ophou nie, 'n genade wat nie uitgeput raak nie, aan 'n hoop wat nie kan sterf nie,
Maar dit is belangrik om te besef, die kruis is nie 'n geskiedenisles nie. Die kruis is 'n roeping. En ek en jy is geroep om vir mense te vertel van hierdie kruis. Ek en jy is geroep om te leef as mense wat geliefd is, wat vergewe is en wat 'n nuwe lewe het. So as ons nou weer uitstap, dis jou huiswerk vir vandag. Dink vir jouself, waar is my klipstapels? Hoe kan ek hulle sigbaar maak in my huis, in my familie, in my gewoontes, in my woorde? En hoe kan ek die storie van God se goedheid in my lewe oordra? Sodat ander mense kan hoor ook van God se goedheid. So mag ek en jy mense wees wat onthou en mag daardie herinneringe ons vorentoe dra, vol geloof, vol hoop en vol dankbaarheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, ons kom kniel vanoggend as te ware hier voor die kruis. En ons weet dat hierdie nie 'n geskiedenisles is nie, en ons weet dat lydingstyd is nie net vir ons om soort van weer onsself op te dateer met die geskiedenis nie, maar om weer ten diepte te beleef wat werklik op daardie kruis gebeur het. En Here, ons is jammer as ons soms dit vergeet. Ja, ons is soms so besig met lewe, met ons roetines, met ons vrese, dat ons nie altyd besef dat dis ook eintlik vir ons 'n plek waartoe ons kan kom en te sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, help ons om fisiese klipstapels van herinneringe op te rig in ons lewens, wat ons sal help onthou. Help onthou hoe U gesterf het, gelei het vir my, vir ons. Dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat ons vergewe is. Dankie dat ons 'n nuwe lewe het. Mag ons dit vir die wêreld gaan vertel. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen.